Goeienaand almal en dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dat die hoofdoel van hierdie dief, Satan en al sy demone, is om jou te beroof van al die beloftes van die Here. Om jou te beroof van dinge wat jy bereik het in die verlede, dinge wat jy gedoen het in die verlede, sodat jy nou vandag arm en beklaanswaardig voor die Here staan. Maar Jakobus 4 vers 6 kom die Here en hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ek glo dat die Here met elkeen van ons praat. Almal van ons wat dinge verloor het, wat weggevat is van jou, dinge wat jou beklaanswaardig maak, dinge wat jou hartseer maak, dat die opdrag van die Here is, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die Here sê dit vir ons, want Satan wil jou grondgebied inneem. En daarom wil die Here hê, ons moet ons grondgebied terugneem. Ons moet terugvat wat van ons weggevat is. Die Here gee ons bevel en sê, neem op die wapens van die stryd, sodat jy staande kan bly, sodat jy terug kan vat, sodat jy weerstand kan bied, sodat die Satan van jou kan wegvlug. 1 Kronieke 5 vers 18, hoor bietjie wat staan hier. Hy sê, van die seuns van Ruben en Gad, en die halwe stam van Manasse, naamlik van die helde. Die Here sien jou vandag as 'n held. Hy gaan verder en hy sê, manne wat skild en swaard dra en die boogspan en ervare is in die oorlog, was daar 44.760 wat op kommando moes uittrek. Jy weet, ons kan niks weer in besit nie, maar as ons nie besluit om met die wapens wat die Here aan ons gee, weer op kommando moet uittrek teen Satan nie. Vers 19, en hulle het oorlog gevoer by die Hagareners en Juter en Nafis en Nodab. Vers 20, en hulle het hulp gekry teen hulle, en die Hagareners is in hulle hand oorgegee, en almal wat met hulle saam was, want hulle het God aangeroep in die oorlog, en hy het hulle verhoor, omdat hulle op hom vertrou het. Ag Here, ek roep U aan, vir elke persoon, man, vrou, seun en dogter, wat dinge verloor het in hulle lewe, wat radeloos is op hierdie oomblik, Vader, en ek bid, dat U ons sal help in hierdie stryd teen die magte van duisternis. Ons vertrou op U, ons glo U, ons weet U kan en U sal, o Here, want U wil. Luister bietjie na hierdie storie in 2 Kronieke 20 vers 1. En daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meoniete teen Josafat gekom om te veg. Kan jy sien? Die Here sê daar is oorlog teen ons. Ons moet nie terugsit en dit handdoek ingooi nie. Hoor wat sê die Here. Hy gaan verder in vers 2. Toe kom hulle en aan Josafat berigte bring en gesê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af. En kyk, hulle is al in Haseron Tamar. Dit is En-Gedi. Ja, dis 'n realiteit. Dis 'n realiteit. Satan het planne vir jou in hierdie jaar wat voorlê, maar moenie vreesbevange word nie, want hy gaan verder en hy sê daar in vers 3, en Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Die beste ding wat jy kan doen in dit wat jy verloor het, in dit wat jy nie kan bereik in jou eie krag nie, is om die aangesig van die Here aan te roep en selfs 'n vasdag uitroep in jou lewe. 2 Kronieke 20 vers 4, en Juda het bijeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. En die Here praat met die profeet Jasiel, en hoor het wat sê die Here deur hierdie profeet in vers 15. En ek glo die Here praat profeties ook met elkeen van ons, en hy sê, luister, almal wat uit Juda is en inwoner van Jerusalem en u, koning Josafat. Jy weet, die woord van die Here leer ons dat ons is konings, ons is 'n heilige priesterdom, ons is 'n uitverkore geslag. En hoor, so sê die Here aan ons, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Weet jy wat, ek sê dit baie keer,
As iemand teen 'n kind van die Here opstaan, moet hulle baie versigtig wees. Satan moet versigtig wees, want die Here laat nie sommer net aan sy kinders vat nie. Vers 16, trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op by die hoogte Hasis, en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jeruel. Wat die Here eintlik hier vir ons sê, moenie sit en niks doen nie, staan op, trek die wapenrusting aan, staan gereed, staan vas, want die aanvalle is al reeds daar. Vers 17, julle hoef daarby nie te veg nie, staan net gereed en aanskou die redding van die Here by julle. Vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit, en die Here sal met julle wees. Kan jy sien, die Here sê, beweeg vorentoe my kind, beweeg vorentoe in jou werk, jou besigheid, jou studies, gaan aan, staan op jou voete, trek die volle wapenrusting aan, want ek is met julle. En hoor net wat besluit die volk, so moet ons ook besluit om dinge te doen. 2 Kronieke 20 vers 21, en hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel wat moes lof sing en by die uittrek van die voorpunt van die gewapenes moes sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ag kind van die Here, afgesien van jou omstandighede, doen net iets vir die Here, sê net iets vir die Here, gaan net na hom toe en doen iets, besluit om iets te doen en doen dit. John, weet jy wat, omdat hierdie volk besluit het om iets te doen, nie eers wat die Here gesê het hulle moet doen nie, iets wat hulle weet hulle moet doen. Kyk net wat is die Here se reaksie in 2 Kronieke 20 vers 22. En die oomblik toe hulle begin sing en juig, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen Ammon, Moab en die mense van die gebergte sê hier wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Neem vandag 'n besluit, Here, ek gaan U aanroep. Here, ek gaan iets doen, dit is wat ek gaan doen in my werk, my besigheid, my finansies, my studies, want ek wil my grondgebied weer inneem, en jy sal verbaas staan wat die Here vir jou wil doen, wat die Here vir jou kan doen, en wat die Here vir jou sal doen. Dankie Here, dankie dat hierdie week wat voorlê, die res van die jaar wat voorlê, vir ons 'n tydperk van oorwinning sal wees. Amen.